Daar's hy, goeiemôre van my kant af. Dis lekker om almal te sien en ook vir almal wat aanlyn kyk. En dis so lekker net om in hierdie tweede week van ons reek Compelled to Compassion saam met julle te kan deel. En ek dink, soos wat julle sien met die video, fokus ons 'n bietjie op net die storie van Lukas 15, hoofstuk 15 oor die verlore seun. En ek dink daar's 3 karakters in die verlore seun. Dit is die verlore seun homself, dis die vader en dan is dit die ouer broer. En verlede week het ons bietjie gekyk na die verlore seun self en vandag wil ek bietjie kyk na die vader en dan wil ek saam met jou op 'n journey gaan in Korintiërs, want ek dink dit is op die einde van die dag, ek wil vir julle net kom wys, wat is dit, hoe dink ons nie net oor daai vader van die verlore seun nie, maar hoe dink die vader oor jou en my, oor sy kerk en oor sy bruid, oor sy familie, want dit is wat kerk eintlik is, dis meer as net 'n instansie wat ons een keer 'n week dalk bywoon of bywoon deur die week en 'n program bywoon of iets bywoon dat jy kan groei, maar die groot deel daarvan is wat die Vader eintlik dit kom definieer oor hoe hy voel wat die kerk is. En ek dink een van die grootste goed rondom die kerk is juist dit dat daar's verhouding, daar's familie. Van julle moedig ons aan en julle sal hoor elke week sê ons dit, word deel van 'n city group, want jy het nog so ver, ken jy net die persoon se agterkop. En van julle hou ons van agter sit. So die van julle wat voor sit, dis lekker want jy ken ten minste die Heilige Gees wat hier voor saam met ons is. So nee ek grap. Maar hierdie is so amazing en ek wil praat regtig oor die gedagte van hierdie vader wat bereid was om te hardloop. Die vader wat bereid was om te hardloop. En ek onthou hierdie een spesifieke oomblik, Jaden was graad 1 en nou Jaden was nou nie atleties gebou nie, maar hy het in graad 1, ek het hom geleer, jy doen alles wat jy wil. Enigiets, probeer dit net. En ek onthou in graad 1, nou het ons atletiek, en die volgende oomblik is dit Jaden se beurt en my vrou sê vir my, liefie, sal jy asseblief 'n video neem? Ek gaan foto's neem. Ek sê, dis reg. Opgewonde, graad 1tjie, eerste atletiek, en hier het ek die foon, en soos wat ek die foon in my hand het, begin ek al hoe meer vir hom te cheer, en ek sê, come on Jaden, en toe ek my weer kon kry, toe's ek daar by die wenpaal, en Jaden kom toe tweede, en ek dog, yes, you well done buddy, en my vrou sê, hoe lyk die video? Toe ek weer kom kyk, toe besef ek, hierdie gras lyk mooi. Maar jy sien op daai stadium het reputasie het nie vir my sin gemaak. Op daai stadium was my fokus op my seun. Hy moet op die einde van die dag, ek wil hom ondersteun. Ek wil seker maak hy is die beste. En dis wat Lukas hoofstuk 15 vir ons kom sê. Luister hierna. Hy sê en hy het opgestaan en na sy vader gegaan. Dit is nou nadat hierdie seun wat ons verlede week oor gepraat het, besef het terwyl hy daar in die varkstalle is en daar sit en besef, ek het al die geld, alles wat my vader my gegee het ek spandeer. Ek het niks meer oor nie. Al wat ek het is om saam met hierdie varke te eet. En op daai stadium sê hy vir homself, ek gaan nie aanhou hier bly sit nie. Ek gaan terug na my vader toe. En hy is besig om hierdie hele speech voor te berei, want hy weet, as ek daar kom, gaan ek vir my vader al hierdie verskonings gee, en ek gaan presies vir hom sê, hoekom ek teruggekom het, maar wat hy nie geweet het nie, daar's iets wat vir hom wag. En nou sê die Bybel, terwyl hy na sy vader toe gaan, en toe hy nog ver was, klink dit nie soos ek en jy nie, die Bybel sê, toe ons nog ver was, het Jesus Christus vir jou en my gesterf. Dis wat Paulus kom skryf in Efesiërs. Nou sê hy, terwyl hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hom hartlik gesoen. Nou ek moet vir julle sê, ek het 'n matrikulant. Die jonger een wat nou 10 is, word 11 hierdie jaar. Vir hom sal ek sê, nee, kom soen my. Dan sal hy my soen. Maar net in die kar, nie buite die kar by die skool nie. Die graad 12 sê, los my ver van alles af. Ek sal skool toe loop. Ek is alright.
moenie worry, moenie uitklim nie, ek groet julle in die kar. Maar as ek hom sien, dan vat ek hom en dan druk ek my kop, nou hy is 'n kop langer as ek. Nou ek worry nie hoe lank jy is nie, hoe groot jy is nie, ek bly jou pa en ek vat vir hom en ek druk my nekkie in sy nek en dan soen ek hom en sê, nee man papa. Maar as sy blinde girl, Benny sê dit mos, al die deesdae die tieners se meisies is blind, want jy sien gewoonlik die seuns lei hulle so met die hand. So, het julle dit gesien? Ja. So ek het nog als gewonder, toe kom ek agter, hulle is... Maar weet jy wat, ek gee nie om wie jy is, ek gee nie om waar ons is nie, maar as ek jou gemis het, dan vat ek myself en ek druk hom vas en ek wil hom soen, want ek wil vir hom wys hoe het ek jou gemis. Nou kan ek dink hoe hierdie vader gevoel het. Hierdie vader voel, ek wil alles in my vermoë doen om my liefde wat ek vir jou het, wil ek hier wil ek uitstraal, ek wil uitborrel van hoe ek jou gemis het, hoe ek vir jou wil sê dat ek is bereid om my reputasie en alles eenkant te sit, hoekom? Vir jou. En dis presies wat die vader kom doen, hy het hom toe gehardloop, en jy moet verstaan, in die kultuur vandaan was dit so dat vaders nie gehardloop het nie. Vader sou nie gehardloop het agter sy seun nie, inteendeel, waardige mans sou gewag het, hy sou gewag het op sy stoel en daar gesit het, van hy was hierdie bekende ou, hy het slawe gehad en het mense gehad wat hom gewerk het, en hy is bereid om te sê, ek gaan nie net hier wag, ek gaan uitreik, ek gaan kyk en ek sien dit, hoe die vader dit gedoen het, hy was 'n gevestigde figuur in die samelewing, tog het hy gesê, ek gaan nie net hier bly sit nie, maar ek gaan opstaan en elke dag sien ek hierdie prentjie, hoe hy na die hek toe stap en afkyk in die pad links en regs en kyk, gaan my seun dalk vandag kom. Dit was hierdie vader se gedagte, want voor daar enige oordeel was daar alreeds deernis. Nou, die beter Afrikaanse woord vir deernis is die woord compassion. Okay. Maar, was daar compassion? Voordat daar enige belangrike reputasie was vir die pa, het hy compassion gehad, voordat hierdie pa besef het, weet jy wat, hierdie seun van my het alles spandeer en alles gedoen, ek het nog steeds compassion, van dit is wat hierdie seun vir my is. Ek gaan uitreik na hom toe, ek gaan altyd daar wees vir hom. En ongelukkig was dit so dat hy kon nie 'n WhatsApp vir hom stuur en kyk en sê, waar is jy nou? Of live location, sê, stuur net vir my live location, ek wil net kyk as jy alright nie. Maar hierdie pa het gesit en gewag, hy het 'n verwagting gehad elke dag, en elke dag het hy uitgestap, en elke keer het hy gaan kyk, want hoekom? Daar was 'n verwagting in sy hart en in sy gees, want hier is die gedagte, ons is baie keer so concern oor kinders, of concern oor goed, maar hierdie pa was nie concern nie, want concern sê, ek is bereid om te sit, ek is bereid om my hande in die vuil te maak, ek is bereid om my reputasie te behou, ek is bereid om alles gaan oor my, en dit is wat concern kom doen, maar sodra ek compassion aanneem, compassion sê, ek is nie bereid om te sit nie, ek is bereid om iets te doen. Ek is bereid om te gaan kyk, waar is my seun? Ek is bereid om op my knieë te gaan en te bid vir die verlorenes. Ek is bereid om my hande vuil te maak. Ek is bereid, as ek dink in streets toe, ek is bereid om op die einde van die dag te dien, want hoekom? Dit is wat compassion kom doen. Ek word die compassion, ek word die deernis van Jesus Christus en die Vaderhart vir ander mense. Dis wat ek kom doen, die hande en die voete vir hom. En dis wat hierdie vader kom doen. En Paulus kom en dan vat hy eintlik hierdie later saam in soveel gedeeltes in Korintiërs, wanneer Paulus hieroor kom praat. En julle sal onthou, ons het vroeër die jaar het ons gepraat oor Korintiërs, en hierdie jaar gaan ons baie keer praat oor Korintiërs, want ons wil saam op 'n journey gaan om te verstaan, wanneer Paulus skryf van aan die kerk in Korinthe, wat hy geplant het, met sy tweede missie wat hy gegaan het, hy was sy tweede keer wat hy op reis was, op uitreik, in Korinthe, toe hy daar uitreik, hierdie Romeinse stad, hierdie invloedryke omgewing, gaan hy, en hy plant hierdie kerk, en toe hy weg is, toe raak hierdie kerk rebellies. Daar is soveel goed wat gebeur, inteendeel, hulle is teen mekaar, en ons skinnery, en al hierdie tipe goed gebeur, en dan skryf Paulus vir hulle die boek 1 Korintiërs, wat hulle wil bekom regstel, en sê, onthou,
En dan later, soos wat ons gelees het, praat hy oor 1 Korintiërs 13, hoe ons mekaar moet lief hê. So ek is jammer, dit was nie geskryf vir troues nie, okay? Hy het hulle geskryf om vir hulle te belyn met wat God se hart is vir die kerk. En dan kom en dan skryf hy die boek 2 Korintiërs later. Want dit raak al hoe erger. Maar hierdie keer, terwyl dit erger raak, wanneer hulle sê, weet julle wat, ons is wie ons is, ons vat alles en ons doen dit wat ons wil doen en ons worry nie weer oor Paulus nie, want dit is op daai stadium wat hulle eintlik Paulus se apostelskap eintlik kom bevraagteken. Hulle kom en kritiseer sy leierskap. Hulle kom en sê, weet jy wat, kom ons beskuldig hierdie ou van allerhande goed en hulle versprei beskuldighede rondom Paulus en Paulus tog kan nou terugskryf in 'n revenge oomblik, maar Paulus skryf terug met 'n vaderlike hart. Sê, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Maak nie saak wat julle doen nie. Maak nie saak waar julle is nie. Ek wil vir julle wys hoe die Vader oor julle voel. Ek wil vir julle kom wys wat die Vader hart is, wat bereid is om 'n reputasie eenkant te sit, hoe die Vader gesê het, hier is my seun, wat bereid was om op hierdie troon te sit, en elke keer het hy op hy troon gesit, en ons weet presies wat op 'n troon gebeur, is iemand met autoriteit, wat bereid was om te sê, ek gaan my reputasie los, en ek gaan op hierdie aarde kom wandel, sodat ek die wat verlore is, kan terugwen vir die Vader. Ek is bereid om myself naak op 'n kruis te laat hang. Ek is bereid dat mense 'n bespiegeling en 'n bespotting van my maak. Ek is bereid dat alles in hierdie hele wêreld teen my sal draai. Weet jy hoekom? Want dit het nie gegaan oor sy reputasie nie. Dit het gegaan oor jou en my. Dit was eintlik 'n baie goeie plek om of amen te sê of eina. Want baie van ons Llewellyn en Kluis is so gefokus op ons reputasie. Eina, ek wonder wat hulle van my dink. Ek wonder wat daai van my dink. Weet jy wat, ek het agtergekom, wanneer dit kom by my kinders, dan worry ek wat niemand van my dink nie. Ek weet nie of dit kom met ouderdom nie, Benny het gesê dit kom met ouderdom. Hier naby aftrede, dan worry jy nie meer nie. Nee, Benny het nog baie tyd. Maar Paulus kom skryf aan hulle, hy sê, ek kom skryf na julle met hierdie tweede brief, kom skryf ek as my geliefde seuns. Nie aan 'n volmaakte kerk nie, van Korintiërs was nie 'n volmaakte kerk nie. Dit was eintlik 'n verlore seunkerk, 'n kerk wat verlore was, wat onseker was oor waar hulle staan. En dit is wat hy kom skryf. Hy sê, ek gaan die Vader se liefde vir julle kom wys deur my skrewe. Ek gaan vir julle kom wys hoe die Vader oor julle voel. En God is nie ver van sy kerk af nie. God is naby by sy kerk. God is nie gefrustreerd met sy kerk nie. God is nie frustreerd met jou nie. God verlaat nie sy kerk nie. Inteendeel, hy was bereid om te hardloop na sy kerk toe, bereid om die troon te los, sodat hy jou en my as sy kerk, as sy bruid, as sy familie, in verhouding met ons kom leef. En dis daarvoor sê ek baie keer vir mense, wat baie keer sê, ja, maar die kerk dit, en die kerk daai, en die kerk daai, dan sê ek baie keer vir hulle, wees versigtig oor wat jy praat, oor die bruid van Jesus Christus. Want ek kan jou waarsku, as jy oor enige ou wat hierso sit, of aanlyn kyk, as jy sleg praat van daai persoon se bruid, gaan jy tweede kom. Van die jonger ouens sê, ja, want hy's op honeymoon. Maar ek kan jou waarsku, dit is letterlik so wees versigtig, maar nou kom Paulus, en dan skryf hy vir hulle hier in die eerste gedeelte van die tweede boek van Korintiërs, 2 Korintiërs hoofstuk 1 vers 3, hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferming. Hoe brei hy die Vader se hart uit? Ek sê, hierdie Vader wat homself omferm oor jou, hierdie Vader van deernis, die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukkinge.
Hy vat hulle terug na waar hulle is, dat van hulle voel, ek word verdruk, want hierdie een is beskuldig my van dit, en daai ene sê dit, al hierdie goed, hy sê, hierdie verdrukking, sodat ons, die wat in allerhande verdrukkinge is, ook kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God vertroos is. Hy sê hierdie God van hierdie Vader, hy praat nie van hierdie almagtige God nie. Hy praat nie van Jehovah Jireh en al hierdie verskillende name nie. Hy kom en hy sê hierdie Abba Vader, hierdie Vader wat in verhouding met jou wil staan, gaan jou vertroos in alle verdrukking en alles waardeur jy deurgaan, is hy die Vader wat deernis het vir jou en vir my. En as ek daarna kyk en besef ek, dis presies wat die Vader gehad het toe sy verlore seun terugkom na hom toe. Hy het hom vertroos. Want voordat die Vader begin praat het, was hy vol van compassion, vol van deernis. Voor regstelling was daar alreeds deernis, voor herstel was God alreeds daar om dit te kan doen. En hierdie Vader wat sy seun van ver af sien, nie toevallig nie, miskien wanneer ek gaan kyk, dalk kom hy vandag, dalk kom hy môre, maar hy het hierdie verwagting gehad, was 'n Vader wat verwagting gehad het van, ek gaan my seun kom herstel, dat hy besef hoe ek oor hom voel, en vir ons wat hierso sit, die Vader kom vandag, en hy sê vir jou, dis nie toevallig wat jy vandag hierso sit nie, omdat jy besluit het om op te staan en te kom, wil ek vandag my compassion teenoor jou wys, my deernis vir jou wys. Wanneer jou geloof swak is my deernis daar. Wanneer leiers val, is my deernis daar. Wanneer gelowiges afdwaal, is my compassion en my deernis nog steeds daar vir jou. En is hoeveel keer wat ek dit al gesien het, wanneer mense sê, ja, maar die Vader is seker geïrriteerd met my. Hy's glad nie geïrriteerd met jou. Die prentjie wat jy het van 'n Vader is dalk jou aardse Vader. Maar die Vader wat ek ken, wat die Bybel van praat, hierdie karakter wat Paulus na verwys, is 'n Vader wat omgee, wat jou vertroos in alle verdrukkinge waardeur jy gaan. Ja, maar hierdie Vader, ek is bang, hierdie Vader verwerp my. Niks wat hierdie Vader ooit gedoen het, in die Bybel kan jy gaan lees, en dalk in jou persoonlike lewe, en jou persoonlike hoedanigheid, het jy al ooit verwerping beleef by die Vader nie. Van is 'n Vader wat omgee. 'n Vader wat deernis het, 'n Vader wat altyd ons harte wil kom versoen met hom. En dan skryf Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 18. Hy sê dit so mooi, hy sê God het ons met homself versoen deur Christus Jesus. Hy het onsself versoen, God het dit gedoen. Die Vader het dit gedoen met Christus Jesus en reken die mens hulle oortredinge nie toe nie. Ek kan vandag vir julle sê, almal van ons wat hier sit, as jy dink aan die goed wat jy al gedoen het, ons praat mos van BC days, before Christ. Jy weet, daar goed wat jy gedoen het, voordat jy Christus ontmoet het, voordat jy besef het, ek is in moeilikheid, as jy daaraan dink, besef jy, wow, as dit kom by die verlore seun, is daar eintlik straf wat saam met dit moet kom. Maar bitter min van ons het gekry dit wat ons toekom. Een van ons leiers in Doxedayo hierdie afgelope week, ek het so lekker gelag vir my, is eintlik 'n amazing leier en is verantwoordelik vir ons hele City Changes movement en daar so, hulle is betrokke in so 38 lande en hy vertel en op 'n stadium vra ek vir hom, hoorie, vertel vir my net bietjie oor jou groot word. Hoe het jy groot geword? Waar het jy gebly? Al hierdie tipe goed en hy vertel my, hy sê, o nee, Louwelen, jy weet nie, ek was 'n krimineel. Ek sien nooit. Jy? Nee, kan nie wees nie. Jy weet, ek het gesien dit is God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees en jy. En nou sê jy vir my, jy was 'n krimineel. Besef ek, daar's plek en hoop vir ons almal. En hy sê vir my, kom vertel hierdie een storie, en hy vertel klomp paar van die ander stories, en hy sê een van die stories was, hulle is in standaard 8, en so besluit hy besluit, hulle wil bietjie gaan kamp, op Warmbad. Onthou julle, Aventura, dink ek was die naam. En hy sê, hulle wil soontoe gaan kamp, en nou besef hy, maar dit is 'n weksdag, en hy besluit, hy gaan na die tikklas toe, na een van die meisies wat van hom hou, sê, sal jy asseblief my hierdie brief tik,
maak soek 'n afskeerstrokie wat sê ons gaan op hierdie kamp en my maale moet hierdie invul. En so doen hy toe. Wat gee sy maale? Hulle vul dit in. Ons hoop jy geniet dit. Hier is vir jou sakgeld. Daar gaan jy. En jy weet, van julle wat so lekker lag, weet jy dit ook gedoen? Jy het 'n handtekening geforge, ek weet. Jy dink dit lyk presies soos jou ouers, maar eintlik lyk dit soos 'n krap wat daarop geloop het. Ons weet. Jy weet, en hy sê hier is alles toe nou gedoen en nou klim hulle en hulle gaan toe nou en hulle gaan hike toe nou daar op die N1 en hulle kry toe lift tot voor die hek van Warmbad. Hulle het toe nou plan gemaak, daar agterin gaan kamp agter een van die chalets. Hy sê op dag 2 is hulle geld klaar. Hulle het gedrink en gerook en alles gedoen. Hier is hulle geld klaar en hy sê ek het 'n idee. Dis dalk van julle wat hierso sit sal sê, ek onthou nou wat het gebeur. En hy sê, ek weet baie van die mense wat hierso bly, los hulle sleutels van hulle chalets onder die maatjie. So kom ons gaan en ons maak die deur oop en dan steel ons hulle geld. En hy sê dit het lekker gegaan. Baie geld gemaak. En hier op dag 3, toe word hulle gevang. En hulle is in hegtenis geneem. Nou is hulle in die tronk. En hy sê sy pa was verskriklik streng en hy besef, Jesus, ek probeer uitfigure, wat gaan ek vir my pa sê? Hoe gaan my pa, ek gaan gestraf word, ek gaan al hierdie tipe goed en hy sê, hulle was vir 5 dae in die tronk en nou wag hulle en op dag 5, toe kom sy pa daar aan. Hy sê, en toe sy afloer in die gang, toe sê, nou hier kom sy pa aan en hy's besig om hierdie speech van hom voor te berei en toe sy pa so voor hom staan, terwyl hy agter daai tralies is, toe druk sy pa sy arm so deur die tralies. En sê vir hom, dis okay, ons gaan saam hierdeur. Hy sê, daar het hy die hart en die vaderhart van God gesien. Hy sê, hy weet hoe sy pa al gereageer het in die verlede, maar daai dag toe sy pa vir hom sê, dis okay, ons gaan saam hierdeur, was die oomblik toe sy lewe verander het. Hierdie krimineel het vandag 'n doktersgraad in leierskap. Want die vaderhart is iemand wat altyd kom vir versoening, meer as wat ons dink. Maak nie saak wat ons sê nie, my toespraak, Here, maar ek het hierdie voorberei, want ek het nie gesondig en al hierdie tipe goed en vergewe my en ek sal nie meer nie, dan weet jy, Here, asseblief, môreoggend, Here, vergewe my vandag, want môreoggend gaan ek 4 uur opstaan en ek gaan bid en ek gaan saam met U tyd spandeer en dan gaan kniel ons daar voor die bank en dan as jy amen sê, dan kom jy agter, jy het aan die slaap geraak en die print van die bank is hier op jou gesig en dan voel jy weer skuldig. En jy dink die Vader vergeet van jou in daai oomblik. Dis die Vader wat deernis oor en met die Vader van die verlore seun het die Vader nie gesê, weet jy wat, vertel vir my nou, wat het jy gedoen met die geld? Vertel vir my, hoe voel dit? Hoe laat dit jou voel? Sê vir my. Gaan jy dit weer doen? Die kans is ja. Maar die pa het nie toegelaat dat hy sy toespraak lewer nie. Die pa het hom omhels en die pa het vir hom gewys. Ek gee nie om of jy dit terugbetaal nie, ek gee nie om oor jou mislukking nie, ek gee nie om oor enige iets nie. Ek gaan nie hierdie vergifnis uitstel en sê, nou moet jy weer hard werk en jy moet terugkom, sodat jy op 'n plek kan kom waar jou oudste broer sê, niks van dit nie. Al wat die Vader vir hom gesê het. Dus kom ek wys jou wat liefde is. Hy het hom versoen met homself, om arms om hom gesit, om omhels, van die Vader se hart, wil ons graag korrigeer, maar nie met verwerping nie. En nou sê Paulus hierdie in 1 Korintiërs 4 vers 14, hy sê, ek skrywe hierdie dinge nie om julle te beskaam nie, sodat jy nie skaam oor jouself sal voel nie, nie dat jy sleg oor jouself sal voel nie. Hy sê, maar ek vermaan julle as wat? As geliefde kinders, as geliefde seuns en dogters, is om te verstaan, ek wil eerste, omdat ek jou vermaan, maak ek seker dat ek kom en ek herstel weer eens jou identiteit. Ek wil jou nie laat skaam voel nie. Ek is nie hier om jou te vernietig nie. Ek is hier om jou identiteit reg te stel. Ek is hier nie as 'n regter nie, want 'n regter is daar om te straf. Maar Vader is daar om te herstel. Dis die Vader se hart, dis wat die Vader kom doen.
Jy sien die Vader se hart van herstel gaan nie net om te herstel dit wat gebeur het en ons verhouding te herstel nie, maar die Vader kom ook en dan herstel hy die identiteit van ons. En jy kan bietjie gaan kyk, ewen in die Ou Testament. Is daar soveel kere wat God praat, wat die Bybel van praat, dat God praat van hom as Vader. Oor en oor, ek sal vir julle 'n Vader wees. Ek is die Vader van Dawid. Inteendeel, toe die Israeliete rebel teenoor God en in ballingskap is, dan sê die Bybel die volgende, hy sê, ek is vir hulle 'n Vader, al ken Abraham hulle nie, ek sal hulle ken as my kinders. Dis wat God die Vader oor ons voel, 'n profetiese woord wat uitgaan in Jeremia, toe Jeremia die volgende woorde sê, want U is ons Vader, al ken Abraham of Israel ons nie, U is ons Vader. Want hy is bereid om ons te herstel vir dit wat ons moet doen, ons identiteit, en ek sien dit baie keer in Vader se harte, in Vader se oë. Ek sien dit hoe sekere paas met hulle kinders werk en besef ek, dis eintlik wat God die Vader wil kom doen, want daar's iets omtrent die identiteit wat vasgemaak word. Toe hierdie seun terugkom na sy pa toe sê hy, pa, maak my soos een van jou diensknegte. Wat het sy pa gedoen? 3 goed. Sy pa het vir hom gesê, kom, vir sy slawe, vir sy werkers, bring vir hom 'n kleed, en gee vir hom 'n kleed dat hy 'n kleed aantrek. Daai kleed verteenwoordig sy identiteit. Hy sê, sit 'n ring aan sy vinger, dat hy weer die gesag kan hê van ons as familie, dat hy weet, dit is hoe ek oor hom voel. Hy sê, maar ek is nie nodig, dis nie nodig dat ek sandale moet aantrek, en sy pa sê, in hierdie plek, dra diensknegte nie sandale nie, maar seuns in hierdie plek, dra sandale. En hy sê, gee vir hom sandale om aan te trek. En dis wat God die Vader met ons kom doen. Deur en deur kan ek sien hoe die Vader kom en sê, ek is nie besig om van jou 'n diensknegt te maak nie, ek is besig om van jou 'n seun te maak. En ek wil afsluit hiermee, dat ons sal besef, dat die God die Vader, hy duld ons nie net nie, maar hy het compassion oor ons. Hy sien net iemand wat geduldig is met jou en sê, ja, dis oké. Maar dis iemand wat besef dat ek wil jou identiteit kom herstel. Ek wil ons verhouding wil ek so kom versoen, dat ek en jy sal besef hoe God oor jou voel, dat die foute en die mislukkings en al die goed wat ons gemaak het, gaan ons nie ver dryf van God af nie, maar God bly nog steeds naby ons. Al wat ek en jy moet doen, is om plaas van weg te loop van God af. Sê, ek weet nie of God my gaan vergewe vir hierdie nie. Is om te draai, sonder 'n toespraak, sodat die Vader jou gesig kan sien. Dit is eintlik 'n aangesig tot aangesig oomblik. Dat hy weet, wanneer jy na hom toe draai, is dit juist dat hy sê, ek kom na jou toe. Want my verwagting was nog altyd dat ek jou nooit verlaat het nie. Vir by jou wees, vir in jou wees. En baie van ons wat dalk hierso sit vanoggend het soveel mislukking die afgelope tyd beleef, en dalk het jy dit gedoen, en jy voel, ek weet nie of die Vader nog steeds my so lief het nie. Soos daai verlore seun, het hierdie idees gehad van, ek gaan terug met hierdie toespraak. Maar die Vader sê, kom, geef hom 'n kleed, sit 'n ring aan sy vinger, en sit sandale aan sy voete. Van my seun was verlore, maar my seun is terug. Nie my diensknegt nie, nie die slaaf nie, my seun. En vandag is jy die seun en die dogter wat besef, Vader, ek wil vandag terugdraai. Dalk is daar een mislukking of 'n ding in jou hart en jou gees wat jou so terughou, wat nie toelaat dat jy in oorgawe saam met die Here 'n pad kan stap nie. Wil die Vader vandag hê, of jy is, wil jy nie opstaan nie, net jou hande in die lug opsteek en sê, Vader, hier is ek. Ek wil vandag weer opnuut na U toe draai. Ek wil jou vra, as jy daai persoon is, dat jy saam met my sal staan. Sê, Vader, vandag weet ek hoe U oor my voel.
jou hande sal uitstrek na die Vader toe. Sê Vader, hier is ek. Beleef u deernis. En van ons wat al reeds daai verhouding met die Vader het, is so amazing. Die Vader kom roep jou om ook daai deernis vir ander te kom wys in elke area van ons lewe. En so Vader, ek wil vanoggend kom bid vir elke persoon in hierdie auditorium en almal wat aanlyn kyk. Ek bid vanoggend, Here, dat ons sal beleef hoe u bonatuurlike krag in en deur ons sal kom werk. Here, u lei ons in versoening, u lei ons in herstel, u lei ons met deernis en u krag. Dat dieselfde krag wat u uit die dood uit opgewek het, Jesus Christus, is die krag wat vandag 'n realiteit word in elkeen van ons se lewe. En ons wil vandag hier so staan en sê, Vader, nie ons wil nie, maar u wil. Ons is nie vandag diensknegte wat opstaan nie, maar ons is vandag seuns en dogters wat opstaan, want ons weet hoe u oor ons voel. Wil u ons lewe vandag net weer kom belyn met die wil en die plan, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En as jy dit saam met my glo, sê amen. 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 Kom ons sing saam. Kom ons verklaar oor wie hy is oor ons lewe.